Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Wanneer die kleinste splinter 'n balk word en hierdie is episode 16 in die tema Die Kriewelrige Kerk. Onthou julle die TV-reeks Big Brother wat vir jare lank die rondes reg oor die wêreld gemaak het? Wanneer 'n groep mense heeltemal van die werklikheid afgesny word, toegesluit binne 'n kunsmatige omgewing waar elke area gemonitor word, gebeur daar 'n vreemde sielkundige verskywing. Die grense van hul realiteit word verkrimp tot die omtrek van hul 4 mure. Skielik word 'n vermiste vrug uit die vrugtebak of 'n verlore sokkie die oorsaak van 'n breekpunt en intense gevegte. Klein gebare en verdwaalde woorde word uit alle proporsie uit vergroot, omdat hul verstand nie besig is met enigiets van ware betekenis nie, vul hulle die leemte met interne konflik, drama en kinderstories. Die ware skok kom egter die oomblik wanneer hulle weer terug in die samelewing stap, terug in die regte wêreld in. Gekonfronteer met die massiewe omvang van 'n planeet waar natuurrampe tref, ekonomiese krisisse nasies skud en ware lewe en dood temas afspeel. Kyk hulle met diepe skaamte na hulle eie gedrag op die skerm. Hulle krimp ineen oor hoe kleinlik hul geskille was te midde van so 'n groot wêreld. Dit is die presiese hipnose wat plaasvind wanneer die kerk homself agter sy eie mure isoleer. Ons begin dink die temperatuur van ons eie klein binneryk is die klimaat van God se hele wêreldwye koninkryk. Die sleutelvers vir vandag kom uit Filippense 1 vers 27. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie. Die oordenking vir vandag, uit die basiskamp na die loopgrawe. Die verlies aan 'n groter perspektief is die onvermydelike gevolg van isolasie. Wanneer ons onsself as gelowiges binne die 4 mure van die institusionele kerk opsluit en ons wêreld inkrimp tot bloot dit wat binne die heiligdom gebeur, tree 'n geestelike kortsigtigheid in. Net soos deelnemers aan die afgesonderde realiteitprogram, begin ons dinge buite alle proporsie opblaas. Omdat ons verstand nie meer besig is met die monumentale omvang van God se wêreldwye sending nie, vul ons die leemte met interne konflik, kinderstories en magstryde oor sake wat in die groter skema van die ewigheid absoluut geen waarde besit nie. Hierdie perspektiefverlies manifesteer in die alledaagse gekibbel wat soveel plaaslike gemeenskappe lam lê. Ons begin stry oor blommerangskikkings, kla oor die volume van die dromme of mekaar veroordeel oor kleredrag en of 'n leier 'n das dra al dan nie. Teologiese debatte word nie meer uit liefde gevoer om die waarheid te ontdek nie, maar as 'n eie geregtige speletjie om bloot net reg te wees. Ons verander in fyngevoelige kritieke verbruikers wat mekaar fyn dophou en beoordeel, terwyl ons heeltemal vergeet dat ons gedrag voor die troon van God as 'n diep verleentheid en 'n absolute vermorsing van koninkrykstyd geopenbaar sal word. Terwyl die kerk intern mekaar se hare kloof, speel daar buite die mure 'n ontsaglike menslike tragedie af. Daar word beraam dat ongeveer 175.000 mense elke enkele dag sterf, waarvan die oorgrootste meerderheid die naam van Jesus nooit as verlosser bely het nie. Dit is byna 2 persone elke enkele sekonde wat vir ewig verlore gaan. Dit is die oorhoofse tema waarmee die kerk van Christus eintlik besig behoort te wees. Jesus het ons nie geroep om die skynbare vroomheid van ons basiskampe te vertroetel nie, maar om die hele planeet te tref met 'n radikale opdrag om die bose te konfronteer, geregtigheid te soek en gevangenes geestelik
te bevry. Die enigste teengif vir hierdie verdelende kleinheid is die herontdekking van 'n ware broederskap wat slegs op die slagveld gebore kan word. Soldate in 'n peloton beklei nie oor onbenullighede wanneer hulle die basiskamp verlaat en 'n vyandige omgewing betree nie. Hulle weet dat hul lewens elke sekonde op die spel is en dat hulle mekaar se oë, ore en absolute beskerming nodig het om te oorleef. Hierdie diep interafhanklikheid en fokus op 'n gemeenskaplike lewensbelangrike missie smee 'n bonatuurlike eenheid en kameraadskap wat buite die gevegsone onmoontlik is om na te boots. Unieke eenheid manifesteer wanneer die kerk sy selfgesentreerde isolasie verlaat en as een weermag die vestings van goddeloosheid, materialisme en onreg in 'n vyandige samelewing aanval. Ons is deur die apostel Paulus beskryf as 'n enkele lewende organisme wat uit baie interafhanklike dele bestaan. Net soos die menslike liggaam slegs fisiese spiere en krag ontwikkel deur doelbewuste weerstand en harde werk te hanteer, so word die liggaam van Christus ook slegs sterker wanneer dit die druk en uitdagings van aktiewe loopgraafwerk konfronteer. 'n Kerk wat op die bank sit en niks doen nie, word onvermydelik swak en verlam. Die pad vorentoe vereis dat plaaslike gemeenskappe ophou om bloot teoretiese programme aan te bied en eerder haalbare, tasbare doelwitte in die werklike wêreld begin stel. Ons moet die spesifieke nood, onreg en geestelike duisternis in ons onmiddellike woonbuurte identifiseer en dan doelbewus toegeruste spanne uitstuur om hierdie uitdagings kop aan kop te ontmoet. Deur hierdie radikale oorgang na die buitewêreld word die kerk nie net eksponensieel meer produktief nie, maar ontdek ons 'n diep, onbreekbare eenheid en versnel dit ons kollektiewe heiligmaking soos nog nooit vantevore nie. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Dit is tyd om die mikroskoop waarmee jy jou medegelowiges en jou plaaslike kerk se tekortkominge ontleed, permanent stukkend te trap. Solank as wat jou Christelike lewe uitsluitlik binne die veilige, steriele omgewing van sondagdienste en interne komitees funksioneer, sal jy altyd die prooi van geestelike vervelling en kleinlike irritasies wees. God het jou nie geroep om 'n kritikus van die basiskamp te wees nie. Hy het jou geroep om 'n aktiewe agent in die gevegsone te wees, waar die ewige bestemming van siele op die spel is. Maak hierdie week die radikale kopskuif deur jou oë op te lig na die moontlik 175.000 siele wat daagliks die ewigheid sonder hoop betree. Wanneer jy bewus word van die absolute noodsaaklikheid van hierdie noodtoestand, verdamp die belangrikheid van die volume van die dromme, die blomme op die kansel of die foute van jou broers onmiddellik. Begin aktief soek na maniere om jou unieke gawes te midde van 'n vyandige of stikkende wêreld in te span. Of dit nou beteken om 'n kollega in geheimhouding te ondersteun, op te staan teen onreg in jou werksplek, of om bloot die evangelie openlik met iemand te deel, stap doelbewus oor die drempel van jou gemaksone. Onthou dat jy nie alleen op hierdie missie gestuur word nie. Jy is deel van 'n groter peloton en jou mede-Christene is nie jou mededingers of die teiken van jou kinderstories nie. Hulle is jou broers en susters in die loopgrawe. Soos jy jou lewe en jou veiligheid aan hul agterhoede toevertrou en julle saam die duisternis konfronteer, sal julle die soort eenheid vind waarna jou siel smag. Trek jou soldaatstewels aan, verlaat die skuilplek van leë besigheid en begin die lande ploeg wat ryp is vir die oes. Kom ons bid saam. Vader God, ek bely dat ek my wêreld so dikwels verskriklik klein gemaak het. Ek het my oë gehou op die onbenullighede van my eie klein kringetjie, gekibbel oor dinge wat geen ewige waarde het nie, en my tyd gemors met kritiek en kinderstories binne die mure van die kerk.
Vergewe my dat ek my perspektief op u oorhoofse wêreldwye sending verloor het, terwyl duisende mense daagliks sonder u sterf. Skud my vandag wakker uit hierdie gevaarlike selfabsorpsie. Here Jesus, ek bid dat u my horisonne radikaal sal verbreed en my sal uitdryf uit die kunsmatige veiligheid van my basiskamp. Vul my hart met 'n heilige erns vir die siele wat verlore gaan en skenk my die bonatuurlike vermoë om my medegelowiges as my ware broers en susters in die geveg te sien. Smee 'n onbreekbare eenheid tussen ons, soos ons saam die loopgrawe van hierdie wêreld betree om u waarheid, geregtigheid en liefde vreesloos te verkondig. Laat my lewe nie meer gekenmerk word deur die slapheid van 'n onaktiewe geloof nie, maar deur die krag wat ontwikkel word te midde van geestelike weerstand. Ek stel myself beskikbaar om u instrument te wees in my daaglikse omgewing, om die bose te konfronteer, die stikkendes te vertroos en die lig van die evangelie in donker plekke in te dra. Mag ons as u lewende liggaam saam staan met een doel voor oë, totdat u koninkryk op aarde sigbaar gevestig word. In u magtige naam bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hierdie gedeelte verbreek ons neiging tot plaaslike isolasie deur die oorhoofse wêreldwye omvang van die kerk se roeping te beklemtoon. Dit herinner ons daaraan dat die Heilige Gees nie aan ons gegee is om bloot ons interne gerief te bedien of emosionele ervarings binne die 4 mure van die kerk te skep nie, maar om ons te bekragtig as vreeslose getuies wat die grense van ons eie klein wêreldjies moet verskuif. Dit dwing ons om sy horisonne radikaal te verbreek na die miljoene siele wat daagliks die ewigheid sonder God betree. Die volgende vers kom uit Efesiërs 6 vers 13. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Hierdie vers sluit volmaak aan by die oordeenking se weermag metafoor, deur te illustreer dat die Christen se ware posisie een van aktiewe standvastige weerstand te midde van 'n donker en vyandige wêreld is. Dit verduidelik aan die leser dat die wapenrusting van God nie ontwerp is om passief in 'n basiskamp vertoon te word nie, maar om aangetrek te word wanneer ons die loopgrawe betree om die bose vestings van die samelewing te konfronteer. Dit daag ons uit om die kunsmatige veiligheid van ons isolasie te verlaat en die geestelike spiere te ontwikkel wat slegs deur aktiewe gevegte gekweek kan word. En dan die laaste vers kom uit Prediker 4 vers 12. Een alleen kan oorweldig word, 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Hierdie skrifgedeelte weerspieël die diep interafhanklikheid en broederskap wat die oordeenking tussen medegelowiges in die loopgrawe beskryf. Dit wys ons dat 'n geïsoleerde Christen wat op sy eie probeer veg, uiters kwesbaar is vir die aanvalle van die vyand, terwyl 'n peloton wat in absolute eenheid en interafhanklikheid saam staan, feitelik onoorwinnelik word. Dit herinner ons daaraan dat die enigste manier om ons kleinlike verdelende gedrag permanent te beëindig, is om ons lewens aan mekaar te verbind ter wille van ons een gemeenskaplike, lewensbelangrike koninkryksmissie. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.